In ons lewe, van elkeen van ons se lewe, dit wat ons oor die laaste klomp weke praat, is daar 'n storie, dinge wat in jou lewe al gebeur het, hoogtepunte, laagtepunte, hoe die Here al in sekere goed gewerk het. En in almal van ons se lewe wil ek, as ek dit so kan sê, is daar normale herinneringe en dan baie spesiale herinneringe. Met ander woorde, in die oomblik het jy iets onthou en dit was verskriklik spesiaal, maar 'n jaar later kan jy dit nie meer reg oproep nie. En dan is daar ander goed wat in jou lewe al gebeur het wat jy nooit ooit sal vergeet nie. Nie is die detail daarvan nie. Ek bedoel, jy dalk toe jy klein was, graad 1 of 2 of 3 of dalk het van julle eers in standaard 5 jou eerste 3 gedruk. Daai oomblik was wonderlik en miskien onthou jy dit vandag toe, maar as jy nou die oues wat 33 later al gedruk het, dan onthou jy nie noodwendig elkeen meer nie. Maar baie van julle gaan dalk jou matriekafskeidrok onthou of jou troudag, dames, en die detail wat saam met dit gegaan het of wie wat ergens vir jou gesê het. En dieselfde met ons verhouding met die Here, daar's baie goed, elke dag, dit wat ons nou gesing het, elke liewe dag is die Here goed vir ons. Ons het elke dag iets om voor dankbaar te wees, maar baie keer 'n jaar later onthou ons nie noodwendig al die detail nie. Maar daar is 'n paar hoogtepunte, daar's 'n paar goed wat ons in ons lewe nooit sal vergeet nie. Daar was dalk 'n sekere dag, 'n toewyding, jy was op 'n kamp gewees en iemand het iets gesê wat jou so getref het, dat jy daar gesê het, ek maak hierdie keuse, ek gee my lewe vir die Here. Jy het dalk saam met iemand gebid en gekniel en 'n belofte aan die Here gemaak, of dit was 'n oomblik waar jy so stikkend was voor die Here en het sy gesien hoe hy jou gebed beantwoord, maar vir die res van jou lewe sal jy daai detail onthou. Nog so 'n ervaring of nog so 'n hoogtepunt wat in ons geestelike lewe saam met die Here gebeur, wat baie van julle se storie is die keuse om gedoop te word. Jy onthou, baie van julle wat hier sit is reeds gedoop, en jy onthou daai dag, jy onthou dalk hoe die weer was, jy onthou 'n sekere teks wat iemand vir jou gegee het, jy onthou iets wat iemand vir jou gebid het, maar jy onthou ook die vreugde wat jy self ervaar het om te weet, ek doen iets wat Jesus van my vra. Van julle wat ook vandag hier sit is nog nie gedoop nie en met jou eie regte gelde gerede. En dis heel oukei, waar jy jouself bevind en wat jou oortuigings is 'n persoonlike saak tussen jou en die Here. En die uitdaging vir ons is juis om nie te beoordeel rondom wie is of wie nie is nie, maar om te vra in my eie lewe om te sê, Here, wat sê U vir my? Want die realiteit is dat die doop, soos na die woord kyk, is 'n direkte opdrag wat van God afkom. En op grond daarvan het ons gedink, dis goed om vandag daaroor te praat, juis met 'n klomp mense wat gedoop word, juis met 'n klomp mense wat baie keer sit om te sê, wat sê die Bybel oor die doop? Juis soos Etienne gesê het, ons het groot geword op sekere maniere, en hier's vandag mense wat verskillende kerkagtergronde word, en kan ek dit sê, dis amper hartseer hoe kontroversieel die doop geword het tussen kerke en mense. En die realiteit is, wat ek vandag wil beklemtoon is, dat die doop 'n opdrag is in die Bybel. En vir baie mense wat dit al ervaar het, is dit 'n hoogtepunt ervaring. En so ter inleiding hiervan het ek gedink, luister net gou, so 'n klomp mense in die gemeente gevra wat al gedoop is, om te sê, deel vinnig. Almal het eintlik 'n lang storie, almal het 'n klomp detail, maar in 2 sinne of in 3 sinne, sê net vir ons iets wat jy ervaar het, en ek wil hê jy moet vinnig net gou vir 'n minuut kyk gaan hulle stories, lees gou saam met my.
Sommer net so 'n paar stories, en soos ek sê, as ons eintlik kon onderhoude vandag hou, of meer mense kan vertel, dink ek ons se baie meer hoor. Ek verstaan vandag, ek praat met twee gehore, as ek so kan sê. Ek praat met mense wat reeds gedoop is, en dalk iemand wat nog nie gedoop is nie. Of ek praat dalk vanoggend met iemand wat nie belangstel om meer te hoor nie, of iemand wat juis belangstel om meer te hoor. En ek wil regtig aan die begin iets baie duidelik sê, so moenie hierdie mis nie. Verskillende kerke en verskillende denominasies het verskillende oortuigings en verskillende praktyke oor die doop. En wat ek nie wil hê jy vandag moet doen nie. Moet asseblief nie vandag net my boodskap luister om enige ander kerk te beoordeel of se praktyk of oortuiging te bespreek of te kritiseer nie. Maak dit sin wat ek probeer sê. Vandag is nie 'n kwessie van is iemand reg of is iemand verkeerd nie. Wat ek vandag wil hê ons moet oor fokus is die feit daarop dat die doop van God af beveel word. Dit staan in die Bybel en dit kan niemand meer oor debatteer nie. En wat ek verder sê is dat die instelling, sy opdrag van die doop was nooit aan 'n spesifieke kerk of 'n denominasie gegee nie. Dit staan los daarvan. Met ander woorde, wanneer ons praat oor die doop en verwys daarna, moet ek dit nie kyk deur my kerk of kerk X of kerk Y nie, maar eenvoudig vra, wat sê die Bybel? Dis dit. Die Bybel is ons hoogste en finale gesag. Dit staan los van alles. Wat vra die Here my? En dan sal ek gehoorsaam wees daarin. En ek gedink dit sal die onderwerp vir ons vandag wees om te sê, die doop is 'n opdrag waarin ek en jy gehoorsaam moet wees. So heel eerstens, hoekom is die doop so belangrik? Hoekom moet ons hieroor gesels vandag? Wel, in die Nuwe Testament vind ons twee instellings wat Jesus direk aan sy liggaam oordra, die nagmaal en die doop. Denominasies gebruik verskillende woorde oor hierdie instellings, party verwys daarna as ordonnansies, met ander woorde ook dis 'n bevel van God af, party verwys na sakramente, maar die punt is, hierdie twee goed het hulle direkte oorsprong van God af gevang. Met ander woorde, die kerk kyk daarna om 'n sterker gesag nog daarin te gee om te sê, daar's 'n heilige oorsprong hieraan, ons moet dit met die uiterste respek hanteer, om die belangrikheid van die doop uit te wys. Verdere rede hoekom hierdie twee elemente so belangrik is omdat beide die nagmaal en die doop uitdrukkings is van die goeie nuus van Jesus, die evangelie van Jesus. Die nagmaal verkondig die liggaam van Jesus wat gebreek is vir sy kinders en sy bloed wat vir ons gevloei het tot vergifnis van sondes. Die doop verkondig die dood en die opstanding van die Here in wie ons geloof plaas. Met ander woorde, neem hierdie twee elemente, sakramente, ordonnansies, wat jy dit wil noem, neem dit weg en ons hele geloof val plat. Sonder Jesus se liggaam en sy bloed is daar nie vergifnis nie. Sonder die opstanding van Jesus was dit maar net nog 'n begrafnis en niks unieks nie. En as dit so belangrik is dit vir ons belangrik om die doop en die nagmaal duidelik te verstaan. Die woordjie doop kom 77 keer voor in die Nuwe Testament. En as ons ooit gewonder het, as jy ooit die Bybel lees en jy wonder wat beteken hierdie teks regtig, dan gaan ons terug na die antieke tale toe, ons kyk na die Ou Testament se Hebreëus of ons kyk na die Nuwe Testament se Grieks om te gaan kyk en te sê maar wat druk hierdie woordjie regtig uit? Want in ons konteks kan ons goed verloor om byvoorbeeld te sê ek is lief vir McDonald's maar ek's lief vir my ma. Jy hoor, is nie dieselfde diepte nie want ek's baie liewer vir McDonald's. Ek bedoel vir my ma. Hoor jy wat ek probeer sê? Daar's 'n massiewe verskil in diepte en wyte, maar ons het een woordjie liefde. Die Grieks het hierdie klomp verskillende liefdeswoordjies om te sê 'n broederliefde, 'n vriendskapsliefde, 'n romantiese liefde. Daar's verskillende woordjies. Rondom die Grieks kom die Griekse woordjie wat gebruik word is die woordjie baptizo. En hy beteken, ek wil dit vir jou lees, ons 3 betekenisse wat hy kan hê, maar hulle kom baie sterk neer op dieselfde ding. Hy sê to dip, ek mooi kyk, to dip, to emerge, or to submerge, to cleanse by dipping or submerging, to make clean with water, to wash oneself, to bathe, or to overwhelm. So kry jy 'n prentjie wil ek sê van wat die woordjie vir ons probeer sê. En soos ek weer gesê, die doop verteenwoordig of verkondig die kragtige opstanding van Jesus. Met ander woorde, die Griekse woordjie of die woordjie vir doop in ons konteks sê iets van triomf, van oorwinning, van lewe. En die doop getuig van die grootste wonderwerk wat die mens nog ooit gesien het, die opstanding van Jesus uit die dood uit. Hier is wat Romeine 6 vers 4 vir ons sê.
Hy sê deur die doop is ons saam met hom begrawe as mense wat deel in sy dood. So daar verkondig ons die A-deel van die storie, sy dood. En nou kan ons deur die doop net soos Christus wat deur 'n heerlike magsdaad van die Vader opgewek is, ook 'n totaal nuwe lewe leef. So wat getuig die doop van? Dat Jesus gesterf het en dat Jesus opgestaan het uit die dood en dat dit 'n wonderwerk is, dat dit die mag van die Vader was wat dit regskry. En hoor jy sommer die konteks of die simboliek van die woord, die doopwoordjie in die Grieks? Die konsep van submerge, onder die water gaan, soos Christus begrawe is. Kolossense 2 vers 12 sê, toe julle gedoop is julle saam met Christus begrawe, omdat julle een is met hom, is julle ook saam met hom opgewek. Julle geloof in die krag van God het dit moontlik gemaak. Nie dit mis nie. Julle geloof in die krag van God het dit moontlik gemaak. Hier dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. 3 dinge wat ek vandag met jou wil deel, wat ek dink die doop belangrik maak, of wat die doop simboliseer. Nommer 1, die doop simboliseer die historiese verhaal van Jesus. Wanneer ons sien hoe iemand gedoop word, die hele beeld daarachter is om te wys hoe Jesus gesterf het en opgestaan het. En ek het dit nou gesê, maar ek wil dit beklemtoon. As Jesus gesterf het en nie opgestaan het nie, val ons hele geloof plat. Ons hele basis van geloof word gediskwalifiseer. Daar's nou nooit 'n instelling soos die doop gewees het, as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie. Met alle respek, dit sou beteken dat ons 'n dooie mens aanbid, wat net soos alle ander mense dood gegaan het. Ons weet gelukkig die doop roep iets anders uit. Ons aanbid nie 'n wese wat soos ander mense is nie. Hy was in alle opsigte anders. Hy is die seun van God. Hy het uit die dood uit opgestaan. Hy sit vandag op die troon. Hy heers oor alles en almal. En die feit dat mense deur eeue lank hierdie opdrag gehoorsaam en hulle self laat doop, getuig daarvan dat meer as 2000 jaar gelede dit regtig gebeur het. Het is belangrik vir my dat jy dit hoor, want ons lees baie keer ons Bybel net met 'n geloofbril. En ek sê nie ons moenie dit doen nie, maar ons vergeet dat die Bybel historiese bewyse is. Dis fisiese gebeure waarvan honderde mense by tye goed gesien het, veral die dood en die opstanding van Jesus. Daar was fisies 'n man wat op aarde kom leef het. Dis nie maar net 'n storie wat ek en jy oortuig is van en glo nie. Dit het regtig gebeur. Ek glo nie daarin deur dit nog meer my eie te maak en te sê, dis nie net 'n verhaal, 'n gebeurtenis nie, dis my verhaal. Dis nie net 'n verhaal van geloof nie, dit het regtig gebeur. Wanneer ons die doop vier en ons sien hoe iemand die doop doen, dan verkondig ons en ons skreeu kliphard eintlik om te sê, ons glo Jesus het regtig geleef, regtig dood gegaan, regtig uit die dood uit opgestaan. Nommer 2, die doop simboliseer ook 'n veranderde lewe van die volger van Jesus. Die doop simboliseer 'n veranderde lewe van die volger van Jesus. Ander woorde, dat die persoon wat hulle geloof in Jesus plaas, 'n gedaanteverandering ondergaan. Die ou mens sterf, dis die hele beeld van die Nuwe Testament, dis die ou mens wat sterf en 'n nuwe mens wat opstaan. En hoor mooi wat ek nou gaan sê, die doop simboliseer dit. Maar die doop veroorsaak dit nie. Belangrik dat jy dit verstaan. Ek en jy word nie gered deur die doop nie. Die doop maak nie van oud na nuut toe nie. Die doop is bloot 'n visuele beeld, 'n simbool om te sê, hierdie het reeds gebeur. Jesus is besig in Johannes, ons sal dit nou lees, maar hy's besig in 'n gesprek met 'n ongelooflike geleerde man, 'n fariseer met die naam Nikodemus, wat na hom toe kom en vir hom vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? En dan maak Jesus hierdie duidelike stelling, Johannes 3 vers 3 tot 6. Hy sê, Jesus het daarop gereageer, ek verseker jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus verstaan dit nie, hy sê, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n bejaarde is? Ek kan tog nie vir 'n tweede keer hy kan tog nie vir 'n tweede keer in sy ma se skoot gaan en gebore word nie. Jesus antwoord, ek verseker jou, as iemand nie uit water, natuurlike geboorte, water, en gees gebore word nie, kan hy so nimmer as te nooit in die koninkryk van God ingaan nie. Wat uit 'n menslike liggaam gebore word, is menslik, en wat uit die gees gebore word, is gees.
Die Bybel gee vir ons hierdie prentjie dat elke mens in sonde gebore word, apart van 'n verhouding met God. Dis in ons DNA, dis deel van die vloek van hierdie wêreld, en dan moet daar 'n punt kom waar ek my lewe vir Jesus gee. Dan moet 'n punt kom waar ek hom as my verlosser aanneem, hom as die koning van my lewe verklaar en dan vir hom begin leef. En dit gebeur, hoor mooi, deur geloof. Die Bybel is erg daarop en daar's 'n paar tekste wat ons kan uithaal. Maar nie die doop nie. Die doop simboliseer, is 'n prentjie, is 'n beeld van 'n keuse wat ek reeds gemaak het. So hoe ontvang ek die geskenk van die ewige lewe? Hoe word ek geestelik gebore? Dieselfde Johannes skryf in Johannes 1 vers 9 tot 12. Hy sê hy wat die betroubare lig is, wat elke mens verlig. En stop net gou daar. Hoekom het iemand nodig om verlig te word? Want ons DNA is sondig. Ons is nie verlig nie, dit was nie altyd so nie. Hy wat die betroubare lig is, wat elke mens verlig, was op pad na die mensewêreld. Hy praat hiervan Jesus, nee, dis Johannes wat getuig. Maar toe hy wel in die wêreld was, hoor die prentjie, hoor die scenario, die wêreld wat deur hom ontstaan het die mensdom hom nog nie herken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Vers 12. Aan almal wat hom egter aanvaar het. Daar's 'n aksie, daar's 'n keuse, daar's 'n besluit. Aan almal wat hom egter aanvaar het, hoor hierdie mooi woorde, die wat kies, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee. Ja, dis sterk gestel. Die reg gegee om kinders van God te word. So ek het 'n keuse, die mensdom het 'n keuse, aanvaar ek God of aanvaar ek hom nie? Maar die wat wel kies om hom te aanvaar, die wat sê ek plaas my geloof in U, U word my oortuiging, gee hy die reg om kind van God te word. Ek smal oor die woordjie reg vanoggend. Dis baie van julle wat vanoggend sit, wat elke nou en dan deur hierdie twyfel ding gaan van, is ek regtig sy kind? Is die Here nog lief vir my? Het ek al te veel gegaan? Hierdie woordjie is sterk. Voorreg is iets anders, nee. Reg beteken, jy kan daarop staan. Ek dink in ons land ken ons regte beter as alles, nee. We demand. Ons kan staan daarop, and we can demand, om te sê, op grond van my geloof in U belofte, is ek 'n kind van God. Die verandering van die ou na die nuwe mens toe, en dit gebeur deur geloof. Die doop is die simbool daarvan. Die doop getuig aan almal, ek het gekies. Paulus stel dit baie mooi in Galasiërs 2, hy sê, hoor sy keuse, hoor wat dit behels, hy sê, gevolglik leef ek nou vir God. Hoor jy die keuse, hoor jy die geloof? Ek is saam met Christus gekruisig, vers 20. Ek leef nie meer nie, die ou lewe is verby. Maar Christus lewe in my, nuwe lewe. Hoor jy die onderskeid? Die lewe wat ek nou op aarde leef, leef ek deur geloof in die Seun van God. Hy wat sy liefde vir my bewys het, deur in my plek te sterf. Ander woorde wat ek wil hê vanoggend moet hoor, wat jy moet verstaan rondom die doop, is dat die doop die uiterlike aksie, die uiterlike simbool is. Wat die doop belangrik maak, is die innerlike verandering wat moet plaasvind. Dis die innerlike keuse, die innerlike oortuiging, die lewe van vrug wat vloei uit my keuse van geloof, my keuse om my lewe aan Jesus te gee. En dis hoekom dit belangrik is dat ek en jy elke dag ons lewe aan Jesus onderwerp, dat ons elke dag ons kruis opneem en sê, Here, ek verloon myself, dit gaan nie meer oor my nie, my lewe behoort nie meer aan my nie, soos Paulus om te sê, ek leef nou vir U. Heilige Gees, lei my vandag. Want vriende, wat help dit ek laat my doop? Ek gee 'n simbool, ek sê vir almal, kyk, hier is 'n keuse van 'n ou en 'n nuut. Maar die lewe wat ek leef, getuig nie daarvan nie. Die lewe wat ek leef, diskwalifiseer. Ek getuig van 'n ou en 'n nuwe lewe, maar ek lewe eintlik maar nog presies dieselfde. En ek het presies dieselfde wêreldse standaarde en wêreldse gewoontes en ek lyk en leef nog soos 'n ou mens. Wie's van julle wat sit vandag hier op wie ons regtig trots is, want jy het in die laaste klomp weke keuses gemaak.
So ek sommer net vinnig wil hersien van goed wat ons gepraat het, so ek diskwalifiseer niemand nie. In jou lewe het jy al ergens keuses gemaak, maar in die laaste 4 weke het ons jou uitgedaag om te breek met ou gewoontes en om 'n nuwe leefstyl te leef. Byvoorbeeld, om te begin nee sê, om op te hou vir sekere dinge en sekere gewoontes in jou lewe wat jou getuienis en jou storie seermaak, wat jou vashou en jou bind. Ons het jou uitgedaag om weer ja te sê, om juist te begin met sekere gewoontes, om 'n verandering te maak en te sê, ek het hierdie in my lewe nodig, of dit nou stilte tyd is, en of dit nuwe verhoudinge is, om 'n spesifieke toewyding te maak. Hoekom? Want ek wil meer in Jesus se voetspore loop. Ons het jou uitgedaag, waar dit makliker is om weg te loop, waar dit makliker is om net weg te kyk, het jy gekies om getrou te bly, so jy het gekies om te bly, jy het gekies om uit te hou. Daar's soveel kere waar mense vandag, en veral in verhoudinge, net sê, hierdie werk nie meer nie, hierdie is nie meer vir my nie, dit gaan oor my, ek is nie gelukkig nie en ek loop weg. Werksomstandighede waar Jesus ons dalk juis geplaas het om lig vir hom te wees en 'n verskil vir hom te maak, en ons wil net vlug, ons wil soos 'n Jona maak. Een van die uitdagings was om eerder te gaan waar dit makliker is om te bly. Met ander woorde, ons leef in 'n tyd waar ons baie keer ons gemak kies, bo om ons hande vuil te maak of ons moue op te rol of om iets te doen. Waar dit makliker is om myself te kies en my prioriteite te doen, as wat dit dalk is om gehoorsaam te bly en om betrokke te raak. En baie van julle wat hier sit, het in die afgelope klomp weke van hierdie keuses gemaak en het ons laat weet daarvan, het stories met ons gedeel en dit was so bemoedigend. Van julle het dalk 'n jaar of 2 of 5 jaar terug so ervaring gehad. Punt is, jy het gekies om te sê, ek gaan die lewe leef van 'n nuwe mens. Ek gaan die lewe leef wat vrug dra en wat pas by my storie, my getuienis. En die doop is die simbool daarvan. Ek het 'n ou lewe gehad, ek het Jesus ontmoet en ek het my geloof in hom geplaas. Die ou mens het gesterf, die nuwe mens het begin. Punt nommer 3, die doop simboliseer, wys vir ons die onderwerping aan 'n nuwe gesag. Doop wys vir ons die onderwerping aan 'n nuwe gesag. En dis presies wat die vorige tekste gesê het van, ek het op 'n sekere manier geleef, ek het 'n keuse gemaak en ek leef nou onder iemand anders se gesag. Ek leef nie meer nie, die eie ek is nie meer die drywende energie in my lewe nie, die eie ek sit nie meer op die troon nie, gevolglik, sê Paulus, as hy dit ons nou gelees, hy sê, ek leef nie myself nie, gevolglik, ek leef nou vir God. Ek behoort nou aan hom, dis sy gesag wat tel, dis sy heerskappy oor my lewe. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 lees ons redelik gereeld, maar hoor hom weer, hy sê, of verstaan julle nie, jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle woon, en deur God aan julle gegee is nie, en hierso, hoor mooi, julle behoort nie aan julle self nie. As jy gekies het om Jesus te volg, as jy gekies het om jou geloof in hom te plaas, jy behoort nie aan jouself nie, want julle is teen 'n duur prys gekoop. Dit wat die nagmaal vir ons uitwys. Die prys van die kosbare bloed van Jesus. Wat is die uiteinde hiervan? Daarom moet julle God met julle liggame verheerlik. As 'n verantwoordelikheid, baie van julle wat klaar gedoop is, heel moontlik het die stoffel daarop gaan lê en ons is almal daaraan skuldig, dat ons soms vergeet en sê, ek leef nie vir myself nie. Ek is nie die bepalende faktor in my lewe nie. Jesus het aan die kruis gesterf, ten duurste betaal, dat ek aan hom kan behoort. My lewe is daar om die Here te verheerlik. Want vriende, die oomblik wat ek myself met Jesus assosieer, hierdie mense wat vandag gedoop gaan word, sê vir almal, ek assosieer myself met Jesus. En hoor mooi, my eer is nie op die spel nie. My naam is nie op die spel nie. Dis die naam van die Here wie se eer op die spel is. Dis ek laasweek vir jou uitgewys het, is my storie eintlik sy storie. Dis die Here wat kom en 'n storie in ons lewe skryf. 'n Storie van oorwinning, 'n storie van vergifnis, 'n storie van herstel, 'n storie waarin ek leef vir hom en tot sy diens is, sodat hy deur my weer ander stories kan skryf en ander mense se lewens kan raak. Dus Etienne nou vertel het van daai land en hoeveel mense nog nie Jesus ken nie. Dat daar mense moet wees wat sê, ek sal gaan, ek sal bid, ek gaan dat die Here my gebruik om 'n verskil daar te maak.
Ek staan nie meer onder my eie gesag nie. En dis die hartseer van vandag. As jy laasweek se diens gemis het, ek het 'n aanhaling van Gandhi net weer vinnig aangehaal en ek wil dit weer doen. Hy sê, I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Nou kom is dit hartseer? Hoor my hart, die wêreld het nie 'n probleem daarmee dat volgers van Jesus foute maak nie. Die wêreld het 'n probleem daarmee dat ons dit wil ontken en hulle wil veroordeel. Ons wil maak of ons niks verkeerd doen nie. Ons wil regverdig, maar in dieselfde asem wil ons vinger wys na iemand anders toe. En so wat Gandhi hierna verwys is nie na iemand wat 'n fout maak en dadelik sê ek is jammer, ek het tekort geskiet nie. Nee, hy sê daar's 'n kultuur en 'n voorbeeld van 'n verlosser en dan's daar 'n groep mense wat so teen dit leef. Met ander woorde, hulle praat dat hulle glo in God, maar hulle is nie regtig onder sy gesag onderwerp nie. Hulle is nie regtig gehoorsaam nie. Hulle besluit self en daai stikkende DNA van ons kom deur in die eie ek en die seer kom daarmee saam. Wat ek wil hê jy moet verstaan vandag, ook vir jou wat reeds gedoop is, dis opnuut 'n uitdaging in ons lewe om te sê, ek wat publiek verdoop is, ek het verklaar dat daar 'n identiteitsverandering is, dat daar 'n nuwe identiteit is. Ek assosieer my met die dood en die opstanding van Jesus en ek moet elke dag in sy voetspore volg. Want die wêreld, vriende, moet sien en hoor dat ons anders is. Hoor mooi, ons leef nie om mense te impress nie, dis glad nie die gedagte nie. Ons leef nie om op 'n manier vir almal te wys hoe ons is nie. Die Bybel daag ons uit, in jou andersheid sal die wêreld sien. Jesus leer ons, een van sy belangrike amptelike onderrig oomblikke op 'n berg, in Joodse konteks is dit verskriklik gesaghebend, en hy leer in Matteus 5, hy sê, in die konteks van julle moet sout en lig wees, maak hy die stelling in vers 16, hy sê, julle moet so voorbeeldig lewe, dat julle 'n helder lig sal uitstraal. Hoekom? Dan sal die mense dit sien. Hier's die gesag, hier's die een wie se eer op die spel is, en julle hemelse Vader daarvoor prys. Verstaan jy wat hy hier sê? Ons leef nie vir mense of om iemand te beïndruk nie, maar ek staan onder 'n gesag en ek sê, Here, werk in my, ek sal gehoorsaam wees, ek gaan gewoontes aflê, ek gaan nuwe gewoontes begin, ek gaan ophou, ek gaan begin, al die onderwerpe wat ons oor gesels het, maar Here, ek wil so leef dat wanneer mense na my kyk, dat hulle u storie, u hand in my lewe kan sien. Die doop is een van daai kragtige simbole, maar dis eenmalig. Dis die lewe wat ek elke dag leef, wat getuig. En die vraag het vinnig vra, hoekom? Hoekom sal ek so wil leef? Daai 1 Korintiërs het ons geantwoord, ons gaan hom nie weer lees nie, maar ek lewe dit omdat ek dankbaar is. Ek lewe dit omdat ek onthou dat hy ten duurste vir my betaal het. Ek onthou sy redding, ek onthou sy vergifnis, ek onthou sy vryspraak, ek onthou die onverdiende guns, ek verdien nie wat die Here vir my gedoen het en elke dag doen nie. En hy liedjie wat ons nou net gesing het, all my life you have been faithful. Verdien ons dit? Your goodness is running after me. Dit laat my dink aan Dawid wat sê, u dek vir my 'n tafel, en hy Psalm 23, is op die skerm nie, maar u dek vir my 'n tafel, u gooi olie oor my kop, my vyande moet toe kyk na hoe u vir my goed is. Nee, ek vry vertaal nou. Verstaan jy wat ek probeer sê? Hoekom wil ek so leef? Omdat hy ongelooflik goed is vir ons. Omdat ons dit nooit sal verdien nie. En daarom vierdens, laastens, die doop simboliseer ook die toekomstige belofte van Jesus. Ek het nou Romeine 6 vers 4 gelees, maar lees dit gou saam met my vers 4 en 5. Hy sê, deur die doop is ons saam met hom begrawe as mense wat deel in sy dood. En nou kan ons, net soos Jesus wat deur 'n heerlike magstaat van die Vader opgewek is, ook 'n totaal nuwe lewe leef. Hoor nou vers 5. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook, toekomstig, sal ons ook met hom een wees in sy opstanding. Ons gaan eendag soos Jesus wees, wat vir ewig en altyd lewe.
Jesus op aarde was, het hy immers verklaar, ons hoor dit gereeld by begrafnisse, waar hy sê, ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En tot in alle ewigheid sal hy nooit sterf nie. Nou die gesprek van die Fariseer Nikodemus met Jesus, wat moet ek doen om die wat te kry? Ewige lewe. Nie net die hier en nou nie, nie die aardse lewe nie. En dan sê Jesus, wel jy's fisies gebore uit jou ma se maag uit, maar jy moet geestelik gebore word. En die doop verklaar die geloof dat ons tydelike lewe hier gaan eindig, dat ek uitsien daarna, wanneer ek myself doop, sê ek, U het opgestaan om die dood finaal te oorwin, opgestaan dat daar 'n ewige lewe by U is, en ek gaan eendag deel daaraan. Ek het dit aan die begin genoem, dis van julle wat vandag groot geword het, verskillende kerke en verskillende denominasies, en elkeen met sy eie oortuigings en sy eie onderrig. En my doel is nie vandag om met jou te debatteer of te argumenteer of reg of verkeerd bepaal nie. Inteendeel, ek wil sê as jy vanoggend hier sit, nou vroeg iets met jou wat ek gesê het, was die doel nie om vir jou aanstoot te gee nie. Jy moet weet dat jy altyd hier by ons welkom is. Maar die fokus wel, iets waaroor ek en jy nie vandag kan stry nie, is dat die doop 'n direkte opdrag van die Here. En daai 4 goeie sê dit vir ons duidelik. Deur my doop erken ek dat Jesus fisies geleef het, gesterf het en opgestaan het. Dis 'n historiese waarheid. Deur gehoorsaam te wees aan Jesus en ek myself laat doop, getuig ek oor die doop, deur die doop, hoe hy my lewe verander het van ou mens na nuwe mens, van sondaar na kind van God. Deur die doop verklaar ek dat ek onder 'n nuwe gesag staan, dat almal moet weet Jesus is my koning, en deur die doop hou ek vas aan die belofte. Jesus kom weer. Miskien vanoggend is jy wat in hierdie gehoor sit, iemand met wie die Here al 'n rukkie besig is om te werk. Die gedagte van die doop sal 'n rukkie op jou hart, of daar's lankal hierdie gedagte, jy het jou geloof in Jesus geplaas, maar as gelowige het jy nog nie daai keuse gemaak nie, en daar's iets wat die hele tyd hier by jou opkom. Jy het hom nog nie publiek verklaar deur die doop nie. En dis die orde, gaan lees dit, gaan kyk na die Bybel, gaan kyk na daai 77 keer wat die woordjie doop verwys word. Daar's 'n ritme van mense het gelowig geword, tot inkeer gekom, berou gehad, hulle geloof in Jesus geplaas, en toe is hulle gedoop. Die hele boodskap van die Nuwe Testament aan die individu gerig is 2 goed. Bekeer jou, laat staan jou ou lewe, vra vergifnis, en wys dit. Berou, geloof in God, word gedoop. En as dit jy is vandag, as daar iets in jou krap, as daar iets is wat al lank by jou begin besig word, moenie daai, vra baie keer van daai stemmetjie, en ek wil daai stemmetjie net hier diskwalifiseer en sê, dis die Heilige Gees wat met jou praat. Luister daarop. Vir jou wat vanoggend wik en weeg of jy moet, hoor vandag die krag en die boodskap en die betekenis van die doop. Hoor vandag die getuienis en hoe jy skaamteloos deur die doop vir almal gaan sê, sonder 'n woord, dat ek in Jesus glo, en ek leef nie meer nie, hy leef in my. En ek wil jou vanoggend uitdaag, hou op wik en weeg. Hou op wonder as jy te jonk, as jy te oud, hou op wonder as jou lewe skoon genoeg, of te veel sondes, of minder dit. Die Bybel het nie sulke vereistes nie. Dit was eenvoudig bekeer en word gedoop. Nog nie een persoon het ek gedoop het, insluitende myself, het al gesê, ek is geestelik reg, ek doen nou net 2 sondes 'n week, of daar is nie so vereiste nie. Dis kom soos jy is. Die vereiste vanoggend is, glo, verklaar dit, en word gedoop. En ek wil jou regtig uitdaag, ons gaan dit baie prakties maak. In 'n oomblik wil ek hê almal wat gedoop word gaan voorkom staan. Ek sal julle nou roep en ons gaan vir hulle bid. En as ons amen sê en die diens verby is, wil ek jou uitdaag, loop vorentoe, kom hoor wat die reëlings is, ry uit en word vandag gedoop. Hou op verskoning soek, hou op terugstaan, hou op jouself diskwalifiseer. As die Heilige Gees vandag met jou praat, doen dit. Een ding kan ek jou vandag beloof. Ek het al baie mense in my lewe gedoop, maar nog nooit, nie een enkele keer iemand gehad, wat na die doop spyt was nie.
Nie een nie. Inteendeel, dis soos van die sinnetjies wat jy gelees het, en dit was net 'n paar, ek bedoel, ons kon 100 mense vandag gevra het. Dis storie op storie op storie van hierdie was 'n ongelooflike ervaring. Ek weet dat die Here op my trots was. Ek weet dat Jesus geglimlag het, want net soos die Vader oor Jesus gesê het, wel gedaan, hierdie is my geliefde seun en wie ek welbehaag het, sê die Vader dit vanoggend oor my en jou. En dit was die getuienis van mense. So vinnig, kyk gou na die skerm. Hier's nog 'n paar stories. Ek wil jou weer vra, as iets vanoggend in jou krap, as iets vanoggend jou oortuig, op twyfel, kies vandag. Kyk gou saam met my. Gaan vinnig gou vra, kom staan sommer hier voor, julle hoef nie weer hoog te kom nie, maar Jaden, kom gou vir my vorentoe, Zandrey, Celeste, Ian en Tegan. En ek hoop sommer die spektrum uit wil ek sê dat jy vanoggend sien, het gaan nie oor hoe oud jy is, of oor hoe jonk jy is nie. Dit gaan oor, en ons het hulle dit al persoonlik gevra, en ons gaan dit nou weer vra, dit gaan oor een vraag. Het jy jou geloof in Jesus geplaas? Getuig jy vandag dat hy jou verlosser is? Dat hy geleef het en gesterf het en opgestaan het uit die dood? En dis hulle getuienis. En ek wil jou uitnooi weer. Hou op wik en weeg. Luister. Kom vorentoe. Kom vra ten minste. Kom wees deel vandag. En kom ons wees deel van hulle storie. En ek wil jou ook uitnooi vanoggend, as iets in jou hart jou nie oortuig nie, dis okay. Kom kyk nog steeds, kom wys liefde aan hulle, kom vier hierdie oomblik saam met hulle, want vir hulle gaan dit 'n onvergeetlike dag wees. Ek wil jou vra, kom ons word stil, kom ons bid vir hulle, sluit ook sommer die diens af. Here Jesus, dankie vir die geskenk van ewige lewe. Dankie dat daar 'n dood, 'n fisiese dood was en 'n fisiese opstanding en 'n wonderwerk vir die mens, dat ons ewige lewe kan ontvang. Dat ons geloof in U kan plaas, en ek dankie vanoggend vir Jaden, vir Zandrey, vir Ian, vir Tegan, vir Celeste. Ek dankie dat hulle geloof in U geplaas het, en ek dankie vandag vir skaamtelose gehoorsaamheid. Dit vat guts. En ek dankie dat hulle vandag gekies het om U te gehoorsaam bo enigiets anders, bo ander mense se opinie, bo familie, bo vriende, bo populariteit, bo wat ook al dit is, die een suiwere rede hoekom hulle vandag kies om dit te doen, is om gehoorsaam te wees aan wat U op hulle harte lê. En ek vra dat U hulle vandag sal seën. Dat hulle sal weet U is met hulle en U is trots op hulle. Ek bid vir elkeen wat vanoggend hier sit, Here, wat wik en weeg, en Heilige Gees, as daar nog enige twyfel is, kom lê dit nog sterker op hulle harte. Mag vandag die dag wees, waarop nog iemand kies, om U skaamteloos te volg en publiek te verklaar, dat hulle aan U behoort.
Dankie dat omdat U ons liefhet vir elkeen wat hulle geloof in U plaas, dat ons die reg het om vandag te kan weet ons is kinders van God en dat daar niks is wat ons ooit weer van U liefde kan skei nie. Ons aanbid U. Ons loof U naam. U verdien alle lof en eer en erkenning in ons lewe en ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen.